Hallo en welkom by vandag se Food for Thought. En vandag vra ons die belangrike vraag: praat God steeds? Praat God nog steeds vandag met my en jou, met sy kinders, of is dit iets wat hy net in die Bybel se tyd gedoen het? Is dit net 'n Ou en 'n Nuwe Testament ding en hy praat nie meer vandag nie, of praat hy steeds vandag? Nou jy mag dalk dink dis 'n belaglike vraag. Natuurlik praat die Here nog steeds vandag, maar hoe praat die Here as hy praat? Want daar is 'n thinking daar buite wat sê die Here praat nog steeds vandag en hy praat deur sy woord. Ons het sy woord want dis hoe hy met ons vandag praat. En dit is 100% waar. Ons het sy woord en dit is hoe hy vandag met ons praat. Maar my vraag is nie of hy deur sy woord met ons praat nie. Vandag se Food for Thought is: praat die Here nog steeds vandag buite sy woord? Nie ten spyte van sy woord nie, maar praat hy andersins as deur die Bybel. En vandag gaan ons kyk na 'n paar verse. Ons lees in Johannes 16 vers 13 sê die skrywer vir ons: "But when the Spirit of truth comes, he will guide us in all truth." Wanneer die Heilige Gees van die Vader afkom, sal hy ons lei in alle waarheid. Maar hy stop nie daar nie. Hy gaan aan en hy sê, dit wat hy vir ons sal, waardeur hy ons sal lei, dit wat hy vir ons sal sê, dit wat hy sal spreek, dit wat hy sal praat, is net dit wat hy by die Vader sal hoor. Hy sê, he will speak only that which he hears. So, die Heilige Gees het gekom en die Heilige Gees lei ons in alle waarheid en ons luister, veronderstel om te luister na die stem en die leiding van die Heilige Gees. En wanneer ons dit doen, weet ons is besig om te luister na die stem van God. Want die Heilige Gees sal net praat dit wat hy hoor. Hy sal niks uit sy eie uit sê nie. Klink dit dalk bekend? Klink dit dalk soos Jesus? Baie mense sê, ek wens Jesus was vandag hier soveel makliker gewees het. Ek sou geweet het, dit wat hy gesê het, is dit wat die Vader sê, want selfs Jesus het gesê, dit wat ek sê, ek sal niks sê, behalwe dit wat ek by my Vader hoor nie. En dan stuur hy die Heilige Gees, en die Heilige Gees doen presies dieselfde. Hy praat net dit wat hy by die Vader hoor. Net dit wat hy hoor, is wat hy sal spreek. Dan kyk ons verder in Hebreërs 1 vers 1 sê vir ons dat die Here in die verlede, he spoke in times past, he spoke through the prophets. Nou, hierdie is 'n, ek wil sê 'n komplekse gedagte, want hy praat van in times past, so beteken dit gebeur nie meer nie. Wat ons hier uit leer is dat die Here gebruik mense om sy woord te deel. Wanneer hy met ons praat, het ons gesien in die eerste plek praat hy met ons deur sy Gees. Maar in die tweede plek praat hy ook met ons deur sy mense. Deur mense wat gehoorsaam genoeg is om te hoor wat die Here sê en te sê wat die Here sê. In die ou tyd, in die Bybelse tyd het hulle dit profete genoem, vandag se tyd ook profete, maar dis nie net die profete wat God se stem hoor nie. Vandag kan ons almal God se stem hoor. En as ons gehoorsaam is, sal ons ook praat dit wat ons by die Here hoor. Dis wat Hebreërs 1 vers 1 en 2 vir ons sê. Dan sien ons ook in Psalm, sê die psalmskrywer in Psalm 119 vers 105, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Hoekom wil ons die Here se stem hoor? Hoekom is dit vir ons so belangrik om te weet wat die Here sê? Ons wil weet of die Here praat, ons wil weet wat die Here sê, want meeste van ons wil weet wat om te doen. En dis waar die woord inkom, wat ons vroeër gesê het. Die woord is verseker hoe die Here vandag met ons praat. Maar ons het ook gesien, dis nie die enigste manier nie. Hy praat ook vandag met ons deur sy Heilige Gees, wat 'n realiteit is en konstant by ons is. Net dalk moet ons meer moeite begin doen om gehoorsaam te wees aan die Heilige Gees en te luister wat die Heilige Gees vir ons sê.
En dan sien ons in Hebreërs dat hy ook deur mense gepraat het en steeds vandag deur mense praat. Beteken dit ons moet almal glo wat sê so sê die Here? Nee. Ons het die gees van onderskeiding in ons ook. So ons sal weet as ons die gees vertrou, sal ons weet as iemand so sê dat dit wel van die Here is of nie. En dan die Psalm wat sê hy praat met ons deur sy woord. Hy lei ons deur sy woord. Dit gesê moet ons ook sê daar is 'n verskil tussen Bybelse openbaring en die leiding van die Heilige Gees vandag. Twee goed wat gesê moet word is dat die Heilige Gees lei ons vandag, maar hy sal ons nie lei met woorde, hy sal nie met ons deel enige iets wat teenstrydig is teen die woord van God nie. Die woord van God is God se hoogste gesag hier op aarde. Selfs die Heilige Gees wat God is, sal nie teen sy woord gaan nie, want hy is God en dit is wat hy praat. Een kan nie twee wees nie en twee goed doen. Ek weet dit klink baie deurmekaar, maar hoor die konsep. Die woord, die Bybel is die woord van God. Die Heilige Gees is God. So dit wat die Heilige Gees met ons deel, sal nooit teenstrydig wees teen die woord nie, want die woord kom van God af. So dit is, daar is Bybelse openbaring en dis hoe die Here met ons praat wanneer ons Bybel lees en iets snap net. Ek vra 'n vraag of ek wil iets baie graag weet en ek lees die Bybel en die Bybel sê dalk nie vir my jy moet jou werk los en Kaap toe trek nie. Maar ek het 'n vraag om te sê, sal die Here vir my sien, moet ek dit doen? En ek lees 'n Bybelvers wat sê, die Here sê, waar ook al jy jou voete sit, sal ek vir jou voorsien. Daar sal ek wees. So dit is vir my confirmation dat dit is wat ek dan moet doen, of dan nie moet doen nie. So die Here praat met ons deur sy woord, deur openbaring, en wanneer hy met ons praat deur sy Heilige Gees, sal dit nie teen sy woord gaan nie. So, hoe kom ek agter wanneer dit God is wat met my praat en wanneer dit my eie gedagtig is? Oefen. Jy oefen dit. Ons het 'n video gemaak oor hoe klink die Here se stem. Die enigste manier hoe ek gaan weet of dit die Here is wat met my praat is wanneer ek gewoond raak aan die stem van God. In die klein goedjies begin gehoorsaam wees en die uitkoms daarvan sien, die uiteinde daarvan sien, en dan kan ek begin vertrou dat dit wel die stem van die Here is. So ek oefen dit, ek doen dit wat ek hoor en ek toets dit dan op so 'n manier. En dis ook hoekom dit baie belangrik is om te bid, om Bybel te lees, om raad by mense te soek, maar ook om 'n verhouding met God te hê. Praat die Here nog steeds vandag? Verseker praat hy vandag. Deur sy woord, deur sy gees en deur sy mense. So dink bietjie daaroor, hoe het jy al in jou lewe God se stem ervaar? As jy terugdink aan dinge wat gebeur het, as jy terugkyk aan dinge wat gebeur het en goed wat jy net geweet het, sal jy dalk besef, dit was eintlik die Here wat met my gepraat het. So, praat die Here met ons nog steeds vandag? Verseker, hy doen. En dit is vandag se food for thought.